ek regtig is. Goeiedag en welkom. As ek begin, dan groet ek jy in die wonderlike naam van Jesus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Here Jesus Christus, kosbare Heilige Gees. Amen, amen, amen. Ons is by die, hoekom is ek so opgewonde? Want ons is weer by 'n kruiswoord. Vierde kruiswoord vanaand, dat ek net hier staan. My God, waarom het U my alleen gelaat? En die ouer vertaling staan daar, hoekom het U my verlaat? Die oorspronklike teks sê, hoekom het U my alleen gelaat? Okay, Markus, daar is soos 2 plekke waar dit staan, Markus 15 vers 34, Matteus 27 vers 46. Nou, hierdie is my, omtrent die ene van die 7. Die ander was ook, nou wil ek nou mistake, nie 'n fout maak nie. Almal is wonderlik en almal het ek van die Here afgekry en alles, maar hierdie een is die een wat vir my die, ek weet nie, somewhere else vat. Na die eerste 3 kruiswoorde van Jesus het dit donker geword. Van 12:00 die middag, né? Tot 3:00 die middag. Donker geword. En die hele wêreld was in duisternis gedompel. En terwyl hierdie wêreld en alles so in duisternis was, toe roep Jesus uit na God en hy spreek die 4de kruiswoord en sê, my God, waarom het U my alleen gelaat? Nou wat hier gebeur, dit is een, wow, meer as een keer, het bly wow, dit bly tussen, want wat hier gebeur, kan net die Heilige Gees vir jou openbaar, en regtig, dankie Here, in Jesus naam, dankie Heilige Gees, dat vir U genade, vir U guns, om dit aan iemand klein, nietig mens te openbaar, om dit te kan oordra. Regtig dankie Here. Dit is 'n voorreg om dit vir U oor te kan dra. Hoor hierso. Hierdie is te kwaai. Met die duisternis het God die aarde, hoor hier, basies teruggeneem na die eerste dag van die skepping, in Genesis 1 vers 2, 3, 4 en 5. En een kyk my met 'n frons, ja nie, en kyk my eerder af, om nie, dat ek nie die gesigsuitdrukkings moet sien nie. Hoor hier julle, dis net die Here wat dit aan jou kan openbaar, dit is wow. Genesis 1 vers 2 tot 5 staan geskrywe, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vers 4, toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak, hoor, tussen lig en duisternis. Skeiding. En God het die lig dag genoem, vers 5, en die duisternis het hy nag genoem. Dit was môre die eerste dag. Amen. Nou hoe het dit op die kruis by dit uitgekom? Here, wow. Waterlig, ons moet eers hierdie verstaan wat daar gebeur het daarso in die eerste dag se skepping. Waterlig het God beveel moes daar wees. Die meerderheid mense, die meerderheid
antwoorde sal wees sonlig. Is dit nie? Dit is nie sonlig nie. Want God het die hemelliggame, en daar staan dit in die Bybel uitdruklik, die son, die maan, en daar moet in dit nag gemaak, en die duisternis, nee, hierso, wow, die son, die maan, die sterre, planete, het God eers op die 4de dag geskep. Nou wat se lig was hierdie? En wat se duisternis? Kom ons gaan weer terug. Genesis 1 toe, 14 tot 19. En God het gesê, net om vir julle wys, ek jok nie, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag. Maar ons het dit dan wel by, was het dan daar so by die eerste dag. En laat hulle dien as teken, sowel vir vaste tye as ook dae, sowel as jare. Vers 15. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. 16. God het toe die 2 groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. Die groot lig en die klein lig, dit is die son en die maan natuurlik. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde. Vers 18. En om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. Vers 19. En dit was dit was môre die 4de dag. Ekskuus. Nou word daar gepraat van lig op die eerste dag en duisternis, en op die 4de dag. Hoor nou hier, die lig wat God beveel het om daar te wees, in Genesis 1 vers 3, is in die oorspronklike teks, die woord lig daarso, is nie die woord wat lig is nie. Dit is die woord Jahavor. Jahavor. En wat beteken Jahavor? Dit beteken lig, net soos die son, so helder soos die son. Hoor jy, glad nie sonlig nie, soos, iets soos, lig, wauw, dan staan daar so ook, lig van vrede en lig van geluk. Wauw. Alles gaan so. Met ander woorde, die lig het eers nie na die aarde gekom toe Jesus gebore was nie. Die lig het na die aarde gekom reg in die begin, toe daar duisternis op die aarde was. Wat 'n duisternis, waar het daardie duisternis van gekom? Daardie duisternis was veroorsaak, geskep, veroorsaak deur wie? Hulle wie die Here by die hemel uitgeskop het, Satan en sy demone, vervalle engele. Hulle het die duisternis oor die waters gebring. En toe kom die Here en hy sê, laat daar lig wees, laat daar so, nadat ek my lig, laat daar ook dit kom skei is op die aarde. Wow. En hierdie lig, wat die Here daar in die begin, nie sonlig nie, die lig wat die mense gelei het sy volk gelei. En gelei vir baie duisende jare, tot hierdie dag van die kruisiging, 12 uur daai middag,
toe sê die Here, hierdie lig was vir my volk, want ons moet nie vergeet nie, hy het eers vir sy volk, vir die Israeliete gekom, en toe sê die Here, julle het dit verwerp, so, kom ons sit die lig af, die lig is nie meer nodig nie. Dis daarom, die Here het hier, met hierdie wat hier gebeur het hy nie net die lig, want die lig is nie nodig meer om hulle te lei nie, want hulle wil nie gelei word nie, hulle verwerp die lig, en die Here sê, laat dit wees soos in die begin, woes en duisternis was dit in die gees van almal en alles. En wat doen die Here? Die Here sê, weer, na 3 ure, soos in Genesis 1, laat daar lig wees, en daar verskyn weer lig, en die Here het weer die lig herskep, want daar in daai 3 ure het die Here eintlik besluit, nou gee ek die lig vir almal wat Jesus kom bely, en wat weergebore word, en wat gevul word met die gees van die Here, amen en halleluja, en nou raak ek te opgewonde. Is dit nie waar nie? Dit is verby, wow. Here, 'n mens, ek weet dit. Ek is, beteken as jy my ken, dan gaan jy dink ek is baie verwaand, want ek kan baie grappig wees. En dan sal ek sê, kyk, ek weet ek is nou slim, maar so slim is ek daarom nou nie. Nee, in die Here se genade kan ek miskien dink ek is slim, maar ook glad ook nie so slim nie. Hierdie is die Here en die Here en die Here, en niemand anders nie. As by die woord kom, is daar geen slimheid nie. Dit is alles die Here se genade en openbaring. Here, hoe in my lewe, hoe word jy 65 jaar oud, hoe word jy 70 jaar oud, hoe word jy 75 en 80 jaar oud, voordat jy dit vir die eerste keer hoor, dankie Here, maak nie saak nie, ons is dankbaar. Is dit nie wow nie? Dis daarom het Jesus gesê, want hy was ook 'n mens, en hy was deel van God, wat hy uitgeskeur het, en hierso onttrek die Here. Selfs God het sy onttrekking, God in Jesus het die onttrekking van die Here se gees op hierdie aarde gevoel. Dis daarom het Jesus gesê, hoekom het u my verlaat? Wow. Wow, wow, wow. God het dit gedoen, om in die geestesrealm die aarde te kon herskep in die gees, nie verder nie, ja, dis daar, dit weer lig word, lyk dit nog steeds dieselfde, maar in die geestesrealm het die Here dit herskep, nie net na Israel toe nie, hulle het dit verwerp, nou herskep ek dit, en ek maak dit weer beskikbaar vir almal wat weer soos daar in die begin lig tussen die duisternis van die engele, gevalle engele van Satan gaan wees vir die ligdraers. Dit is die betekenis van die 4de kruiswoord. In ander woorde, ek kan eintlik sê, die 4de kruiswoord was die herskepingswoord. Amen. Wat beteken dit vir ons? Dood eenvoudig, bly weg van sonde, bly weg van sondige plekke, bly weg van sondige mense, bly weg van sondige praatjies. Dit bring skeiding tussen ons en God. In Jesaja 59 vers 2 staan geskrywe, dit is julle oortredinge wat skeiding bring tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie, en nie na julle wil luister nie. Amen. Ek sluit af met hierdie laaste. Dit net, wow, hierdie is weer wow. Nog 'n wow. Jesus het God verlatenheid beleef. Hierdie is die waarheid. Jesus het God verlatenheid beleef.
aan daardie kruis, omdat hy sonde vir jou en vir my geword het, sodat ons met weergeboorte in sy lig herstel kan word. Amen. Weet jy, ek bid die Here, ek glo jy ervaar dit ook. Here, dit is soos, ek is die ligste veertjie op die oomblik in hierdie huis. Ek is 'n 80 kilogram veertjie. Want dit laat my sweef. Prys die Here. Wow. Ag, kom ons sê net dankie. Vader, in Jesus naam, dankie. Dankie, Here, wat anders kan ons sê? Here, dankie dat U Godverlatenheid beleef het, sodat ons, Here, herstel kon word in U. Omdat U my sonde op U geneem het. U het sonde geword vir my. U het die sonde gedra vir my. U kon nooit sondig wees nie, maar U het die sonde gaan dra vir my. Maar dankie, Here. Dankie, Vader, dat U in daardie 3 ure met 'n herskepingsplan, met 'n nuwe skepping van in die gees gekom het, Here. Dat die lig na 3 ure weer kon aangaan. Sodat ek met weergeboorte in U herstel kon word en U lig ook kan ontvang. Dankie, Jesus. Amen en amen. Prys die Here. Môre 5de kruiswoord. Ontvang die seën van die Here. Yerechocheta Adonai, Yerechocheta Adonai Bishmarecha, Yair Adonai Pawanelecha Wechochonechta, Yesa Adonai Pawanelecha Weasemlecha, Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here hou sy hand oor jou. Die Here draai na jou toe, vat jou, hef jou op, sit jou in sy teenwoordigheid en laat jou vrede van hom beleef. Amen. Tot môre. Geniet hierdie een tot môre toe. Sien mekaar môre.